Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 29ste April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê Mimi Koortse, die opera-sangeres, sterf. Nuushooftrekke vir vandag: Iran tuimel in mekaar volgens die land. Mimi Koortse, die opera-sangeres, sterf. Ondersoek is gelas na groot boektenner toegeken is. Die hofsaak oor private inentings teen Back and Close is uitgestel. Volgens Dan Carter het die Nieu-Seelandse span verbeter, al het hulle nuwe afrigter gekry. Die Protea damespan is gereed vir die komende T20 cricket wêreldtoernooi. Die wêreld van musiek en kuns is in rou na die afsterwe van die legendariese Suid-Afrikaanse opera-sangeres Mimi Koortse. Koortse is op 27 April 2026 in Pretoria oorlede op die ouderdom van 93 jaar. Volgens berigte het sy vreedsaam in haar slaap gesterf. Sy is in 1932 in Durban gebore en het grootgeword in Johannesburg, waar haar liefde vir musiek reeds vroeg ontwikkel het. Haar uitsonderlike talent het haar na die verhoogwêreld geneem, waar sy een van die mees gevierde soprane van haar tyd geword het. Mimi Koortse het die internasionale roem verwerf, veral by die Weense Staatsopera, waar sy honderde vertonings opgetree het en haar naam gevestig het as 'n wêreldklas kunstenares. Na haar terugkeer na Suid-Afrika het sy 'n groot rol gespeel in die ontwikkeling van jong sangtalent en was sy inspirasie vir generasie se kunstenaars. Sy word onthou as een van Suid-Afrika se grootste kulturele ambassadeurs en 'n pionier wat klassieke musiek na nuwe hoogtes geneem het. Huldeblyke stroom reeds van reg oor die wêreld in met erkenning vir haar buitengewone bydrae tot die kunste en haar nalatenskap wat nog lank sal voortleef. Mag haar nalatenskap vir altyd weer klink in die wêreld van musiek. Internasionale spanning neem toe nadat die Amerikaanse president Donald Trump beweer het dat Iran erken het dat die land in 'n staat van ineenstorting is. Volgens Trump het Iran glo aan die Verenigde State laat weet dat hulle regering onder groot druk verkeer en dat hulle dringend wil hê dat die strategiese straat van Hormuz heropen moet word. Hierdie seeroute is van kritieke belang vir wêreldwye olieverspreiding. Trump het die opmerkings op sosiale media gemaak en gesê Iran probeer dan sy leierskap en bestuurskrisisse uit te pleis. Hy glo egter dat die land moontlik sy interne probleme so kan oplos. Die breër konteks van die krisis is die VSA het 'n streng ekonomiese en militêre drukveldtog teen Iran ingestel. 'n Blokkade en konflik in die Golfstreek plaas groot druk op Iran se ekonomie. Die oliepryse wêreldwyd is reeds onder druk weens hierdie spanning wat heers. Daar is ook berigte dat Iran miljarde rande verloor het en ernstige finansiële uitdagings ervaar. Maar kenners meen die land se kernstrukture bly steeds funksioneel. Hoewel Trump die situasie as 'n ineenstorting beskryf het, bly 'n politieke en onbewese bewering. Die werklikheid is waarskynlik meer kompleks met Iran wat groot druk verkeer, maar nie noodwendig op die punt van totale ineenstorting is nie. Die situasie bly gespanne en onvoorspelbaar met die wêreld wat noukeurig dophou hoe die konflik en diplomatieke onderhandelinge verder sal ontvou. Die minister van basiese onderwys, Sifiwe Gorube, het 'n formele ondersoek gelas na die toekenning van omstrede tender te waarde van R285 miljoen vir die verskaffing van skoolhandboeke. Volgens die departement is die ondersoek van stapel gestuur nadat beweringe van moontlike onreëlmatighede en wanbestuur in die tenderproses na vore gekom het. Die tender wat bedoel is om leermateriaal in skole reg oor die land te voorsien, is onder intense publieke en politieke loop geplaas. Daar is kommer dat die tender moontlik nie volgens korrekte prosedure toegeken is nie en die kritici vra soos deursigtigheid in die tenderprosesse of alle kwalifiserende verskaffers 'n regverdige kans gekry het. Minister Gorube het aangedui dat die ondersoek onafhanklik en deeglik sal wees. Sy het beklemtoon dat enige bewese onreëlmatighede streng hanteer sal word en dat aanspreeklikheid 'n prioriteit is. Die departement van basiese onderwys het intussen bevestig dat samewerking met relevante owerhede, insluitend audit en wetstoepassingsagentskappe, sal plaasvind om die volle omvang van hierdie saak te bepaal. Die moontlike gevolge kan wees indien daar bevind word dat die tender onregmatig toegeken is, kan die kontrak hersien of selfs gekanselleer word. Dissiplinêre stappe teen betrokke amptenare sal geneem word en moontlike strafregtelike klagtes kan ook volg. Die ondersoek kom te midde van toenemende druk op staatsinstellings om korrupsie te bekamp en vertroue in openbare bestuuring te herstel. Die publiek wag nou op 'n duidelike antwoord oor hoe hierdie groot bedrag belastinggeld wel bestee is. Die hofsaak oor private inenting teen Back and Close is uitgestel tot 11 Mei
In die Pretoria se Hooggeregshof, die saak wat groot implikasies vir die landbousektor inhou, fokus op die reg van private rolspelers om diere teen die hoogs aansteeklike virus in te ent, te midde van toenemende uitbrekings in verskeie dele van Suid-Afrika. Die agtergrond van die dispuut is, die sakeorganisasie Sakeliga het die hof genader om groter vryheid vir private inentingsinisiatiewe af te dwing. Hulle voer aan dat staatsbeheer oor enstofverspreiding en inenting die reaksie op uitbrekings vertraag en boere onnodig benadeel. Die Sakeliga beskuldig die minister van Landbou, John Steenhuisen, daarvan dat hy doelbewus uitsteltaktiek gebruik om die prosesse te vertraag. Volgens die organisasie vererger hierdie vertraging die impak van die siekte op die land se vee en ekonomie. Die departement van Landbou egter vol dat streng beheer oor inentings noodsaaklik is om internasionale invoerstandaarde te beskerm, die verspreiding van die virus effektief te monitor en te verseker dat enstowwe korrek en veilig gebruik word. Back and Closeer is 'n ernstige siekte wat groot ekonomiese skade kan veroorsaak vir boere, veral in die uitvoermarkte vir vleis en ander diereprodukte. Boere en landbougroepe waarsku dat die voortgesette uitbrekings en beperkings op inenting reeds groot finansiële verliese veroorsaak het, handelsbeperkings beïnvloed het en die voedselproduksie onder druk geplaas het. Die hof se uiteindelike beslissing kan 'n keerpunt wees vir hoe Suid-Afrika toekomstige uitbrekings van Back and Closeer kan bestuur. Intussen bly die sektor ontspanning terwyl die regsprosesse tans voortduur. Politieke partye en rolspelers in die ekonomie verhoog die druk op die regering om die heffing op diesel heeltemal af te skaf in 'n poging om Suid-Afrika se sukkelende ekonomie te ondersteun. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het egter gewaarsku dat so 'n stap 'n groot impak op die land se fiskus sal hê. Volgens die minister kan die staat so 17,2 miljard rand aan inkomste verloor indien die dieselheffing afgeskaf word. In plaas van om die heffing heeltemal te skrap, het Godongwana voorgestel dat die huidige verligting van ongeveer R3 per liter diesel verleng word tot einde Junie maand. Hierdie tydelike maatreël is reeds ingestel om druk op veral die landbou, vervoer en logistieke sektore te kan verlig. Die voorstanders van die voorstel meen, hoë brandstofkoste druk voedselpryse op, vervoerkoste raak alle sektore van die ekonomie. Gewone verbruikers voel die impak direk in hulle sakke. Hulle glo dat die volledige verwydering van die heffing onmiddellike hupstoot aan die ekonomie kan gee. Die tesourie hou egter vol dat die verliese aan inkomste, staatsbesteding op kritieke dienste kan benadeel, die begrotingstekort kan vergroot en verder ekonomiese druk kan skep. Die ontploffing by die Denel Munition aanleg in Somersuidwes het op 'n nie ernstige vraag laat ontstaan oor operasionele beheer, veiligheidsbestuur en instandhouding by hierdie fasiliteit. Volgens die voorlopige berigte het die ontploffing gepaard gegaan met 'n brand wat vinnig onder beheer gebring is. Owerhede het bevestig dat niemand beseer is tydens hierdie voorval nie, 'n uitkoms wat as 'n besonder gelukkig beskou word gegee die aard van hierdie aanleg. Die presiese oorsaak van die ontploffing is nog nie bekend nie, maar ondersoeke is reeds aan die gang. Nooddienste en brandbestryders het vinnig gereageer om verdere skade te beperk. Die voorval het weer die kolle geplaas op die standaard van veiligheidsprotokolle, die instandhouding van die toerusting en die algehele bestuur van hoë risiko fasiliteite. Kenners meen dat sulke insidente nie ligtelik opgeneem kan word nie, veral in 'n omgewing waar plofbare materiale hanteer word. Hierdie aanleg speel 'n belangrike rol in Suid-Afrika se verdedigings- en vervaardigingssektore. Enige ontwrigting kan gevolge hê vir produksie, werksgeleenthede en kontraktuele verpligtinge. Hoewel daar geen beserings aangemeld is nie, word verwag dat die ondersoek deeglik sal wees met die fokus op aanspreeklikheid en die voorkoming van soortgelyke voorvalle in die toekoms. Betaaltelevisieverskaffer DStv het aangekondig dat sy jaarlikse verhoging in subskripsiefooie vereers opgeskort word. Die aankondiging is gemaak deur Canal Plus, die internasionale mediagroep wat 'n groeiende belang in hierdie maatskappy het. Volgens die verklaring sal die DStv-kliënte voorlopig nie die verwagte jaarlikse prysverhoging sien nie. 'n Stap wat as 'n verligting vir huishoudings beskou word te midde van toenemende lewenskostes. Die besluit kom in 'n tyd waar verbruikers onder finansiële druk verkeer, mededinging in die stroom en vermaakbedryf toeneem en maatskappye meer waarde aan kliënte moet bied om hulle te kan behou. Canal Plus het aangedui dat die fokus tans is op kliënte behou en die verbetering van diensaanbiedinge. Die opskorting van prysverhogings kan help om kliëntebasis te stabiliseer, druk op ander diensverskaffers te plaas en moontlik nuwe strategieë in die betaal-TV-mark aan te moedig. Hoewel die prysverhogings net tydelik opgeskort is, bring die besluit onmiddellike verrigting vir die gebruikers. Dit bly egter onseker wanneer of toekomstige verhogings weer ingestel sal word. Die Vrystaatse Cheetahs, die Griquas en die Pumas gaan nou die geleentheid kry om teen oorseese teenstanders te speel in 'n verbeterde weergawe van die Toyota Uitdagreeks. Die plaaslike spanne sal kragte meet met nasionale verteenwoordigingsspanne van Georgia,
Portugal en Roemenië. Hierdie lande is bekend vir hulle fisiese en kompeterende styl van rugby en sal beslis 'n stewige toets bied vir hierdie Suid-Afrikaanse spanne. Die nuwe formaat van die reeks bied groter internasionale blootstelling vir plaaslike spelers, 'n kans om teen die verskillende speelstyle te kompeteer en beter voorbereiding vir hoë-vlak kompetisies te bied. Kenners meen dat hierdie stap nie net die kwaliteit van plaaslike rugby sal verbeter nie, maar ook die profiel van die spanne internasionaal sal verhoog. Die verbeterde Toyota Uitdagreeks beloof om opwindende rugby aan ondersteuners te bied en bied 'n unieke platform vir Suid-Afrikaanse talent om hulle merk op die wêreldverhoog te kom maak. Die voormalige Nieu-Seelandse speler Dan Carter glo dat Nieu-Seeland steeds 'n sterk genoeg span is om goed te vaar in die komende rugbykampioenskapsreeks ten spyte van veranderinge in die afrigtingspan. Die Nieu-Seelandse rugbyspan begin 'n nuwe hoofstuk onder hulle nuwe afrigter, Dave Rennie, wat groot verantwoordelikhede dra om die span in 'n mededingende wêreldomgewing te kan lei. Carter het sy vertroue uitgespreek dat die All Blacks se sterk rugbykultuur, diepte in talent en ervaring hulle sal help om steeds op topvlak baie goed te presteer, selfs met aanpassings in spelplanne en hulle bestuur. Hy meen egter dat die oorgangstydperk uitdagings kan bring, veral in die vroeë stadiums van hierdie kompetisie. Die reeks lei die top suidelike halfrondspanne in en bly een van die mees kompeterende internasionale toernooie in wêreldrugby. Wat om dop te hou nou, hoe vinnig die All Blacks by die nuwe afrigtingsspan gaan aanpas, of jong spelers die geleentheid gaan benut, en hoe die span teen sterk teestanders gaan presteer. Alhoewel verandering onsekerheid bring, glo Dan Carter dat Nieu-Seelandse rugbystrukture sterk genoeg is om hulle steeds as een van die wêreld se voorste spanne te kan behou. Groot spanning heers by die Vrystaatse Cheetahs en die Vrystaatse rugbystrukture met poste en finansiële stabiliteit wat moontlik op die spel kan wees indien die span nie kwalifiseer vir die Currie-beker kompetisie nie. Die Cheetahs se hoofafrigter, Frans Steyn, het beklemtoon dat die span alles in die laaste 2 wedstryde van hierdie seisoen sal moet gee om 'n plek onder die top 4 spanne in die SA beker reeks te verseker. Indien die Cheetahs nie onder die top 4 eindig nie, maar eerder 'n 5de of 'n 6de plek, kan dit ernstige gevolge inhou, insluitend finansiële druk op Vrystaatse Rugby-Unie, potensiële herstrukturering van poste, onsekerheid van spelerskontrakte en befondsing. Die Currie-beker kwalifikasie word gesien as 'n belangrike bron van inkomste en blootstelling. Versuim om te kwalifiseer kan die Unie se begroting en langtermynbeplanning ernstig beïnvloed. Met net 2 wedstryde oor, is die boodskap duidelik aan die spelers: elke punt tel en elke fout kan duur kos. Die komende wedstryde gaan nie net oor rugbyprestasies nie, maar ook oor die toekoms van die Vrystaatse rugbystruktuur self, met groot druk op spelers en bestuur om die seisoen sterk te kan afsluit. Die kaptein van die T20 damesspan, Laura Wolfhard, het haar tevredenheid uitgespreek oor die span se vertoning teenoor Indië en die reeks met 4-1 beklink het. Die Suid-Afrikaanse span het oor die 5 wedstryde oorheers en konsekwentheid golf en bilvertonings wat 'n oortuigende reekssege besorg het. Volgens Wolfhard was die reeks 'n belangrike toets en het dit gewys dat die span so kombinasie goed begin vorm aanneem in aanloop tot die komende T20 wêreldbeker. Die oorwinning word gesien voorbereiding vir die ICC Women's T20 World Cup, waar die Proteas hoop om 'n sterk indruk te maak teen die wêreld se topspanne. Wolfhard het ook beklemtoon dat verskeie spelers hulle hande opgesteek het tydens die reeks met sterk individuele vertonings wat die span se diepte en mededingendheid versterk het. Die reekssege bou nie net selfvertroue nie, maar help ook om kombinasies te toets en strategiese planne te verfyn voor die groot toernooi gaan plaasvind. Met goeie vorm en groeiende selfvertroue lyk die Protea dames goed voorbereid vir hierdie uitdagings wat voorlê, terwyl hulle mik om hulle beste ooit by 'n wêreldbeker te lewer. Elina Rybakina, die Australiese oopkampioen, het in die 4de ronde van die Madrid Ope 'n skoknederlaag van 7-6 en 6-4 teen Anastasia Potapova gelei. Vroeër het Aryna Sabalenka, die voorste vrouespeler ter wêreld, Naomi Osaka met 6-7, 6-3 en 6-2 in 'n spanningvolle wedstryd geklop en die kwartfinale so gehaal. Die derde gekeerde Coco Gauff is op haar beurt deur Linda Noskova uitgeskakel. Alexander Zverev het die Fransman Terence Atmani in skoonstelle met 6-3 en 7-6 gewen, terwyl die jong Belg Alexander Bloks 'n verrassende oorwinning oor Felix Auger-Aliassime 5de op die wêreldranglys behaal het. Sy sege met 7-6 en 6-3 was sy eerste oor 'n top 10 speler gewees. Die Builditch Stadion in Pretoria was gister die verhoog vir uitstaande atletiekvertonings met verskeie internasionale en plaaslike atlete wat indrukwekkende tye en afstande behaal het oor 'n reeks van die items. Suid-Afrika se eie Akani Simbine het weer sy klas gewys deur die 100 meter met 'n tyd van onder 10 sekondes te voltooi, wat sy status as een van die wêreld se topdeelnemers bevestig het. Die Amerikaner Kambie Sturgis het die 100 meter vir vroue gewen met 'n tyd van 10.94 sekondes,
wat 'n sterk vertoning in strawwe kompetisie was. Die 800 meter vir mans is gewen deur die Keniaan Noah Kibet met 'n tyd van 1 minuut 47 sekondes, wat 'n goeie taktiese hardloop ingesluit het met sterk afronding wat hy getoon het. Suid-Afrika se Prudence Sigaudiso het die 800 meter vir vroue oorheers en 'n uitstekende tyd van 4 minute en 8 sekondes gehardloop om die goud te neem. Die plaaslike atleet Tsepotsite het die 3000 meter gewen in 'n tyd van 7 minute en 54 sekondes wat 'n sterk uithou vermoë vertoning was. In die velditems het Chikavuba en Ekweni van Nigerië die gewigstoot gewen met 'n indrukwekkende afstand van 21.17 meter. Die Kroatiese atleet Sara Kolat het die spiesgooi byeenkoms gewen met 'n beste gooi van 59.23 meter wat haar tegniese vaardigheid hierso beklemtoon het. Die 400 meter vir mans is gewen deur Suid-Afrika se Leendert Kokemoer in 'n uitstekende tyd van 44.94 sekondes wat 'n baie sterk wêreldklas vertoning was. Hierdie byeenkoms op Bultitch Stadion het wêreldklas atletiek opgelewer met sterk vertonings oor beide baan en velditems. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Die weerberg vir die streek lyk so: Messina 16-20, Polokwane 13-18, Lephalale 16-21, Mbombela 14-16, Mahikeng 12-22, Pretoria 15-23, Johannesburg 12-23, Ermelo 7-18, Galagari 14-28, Gaborone 16-24, Richards Bay 12-24, Pietermaritzburg 6-20 in die middag, Durban 12-23, Port St Johns 8-22, Pongola 14-25, Maputo 17-24, Bethlehem 2-19, Bloemfontein 5-20 in die middag, Allewal Noord 2-18, Welkom 8-22, Vryburg 9-21, Kimberley 7-22, Appington 10-25, Prieska 8-21, Springbok 11-24, Karasburg 11-26, Keetmanshoop 14-27, Mariental 16-29, Alexanderbaai 14-28, Brandvlei 9-21, Loedersbaai 13-22, Vredendal 12-24, Kaapstad 11-19, Sutherland 2-14, George 8-21, Jeffreys Bay 10-21, Kabarra 10-22, Graaff-Reinet 3-17, Kaapogillas 8-17, De Aar 4-18, Molteno -2-13, Beaufort Wes 6-18, Oos-London 9-21, Mabalane 18-25. Hier is 'n verkorte weerberig per provinsie vir vandag. Die Gauteng gaan warm wees met gedeeltelike bewolking, moontlik laatmiddag donderbuie. Die Wes-Kaap gaan koeler wees, winderig langs die kus met ligte reën in plekke. Die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk, matige temperature en kans vir ligte reën bestaan. KwaZulu-Natal gaan warm en vochtig wees, sonskyn met enkele binnelandse buie sal voorkom. Die Vrystaat gaan sonnig tot gedeeltelik bewolk wees, warm met moontlike laatmiddag donderbuie sal plaasvind. Noordwes provinsie warm en meestal sonnig, geringe kans vir donderbuie bestaan. Die Limpopo provinsie gaan baie warm wees, deels bewolk met geïsoleerde donderbuie. Mpumalanga provinsie warm en vochtig, gaan bewolk wees met verspreide donderbuie. Die Noord-Kaap gaan droog en warm wees met sterk son met min wolke. Die markte vir die dag: die rand verhandel teen R16.54 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.88. Die euro verhandel teen R19.38. Die pond kos R22.37. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $1,941. Palladium per fyn ons is $1,465. Silwer per fyn ons is $73.07. Goud per fyn ons is $4,594. Brent olie per vat is $110.75. Gedagte vir die dag: dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week verder word vir almal toegewens.